Kom ons gelees Markus hoofstuk 8 en ons lees vers 36 en 37. My tema vanmôre: laat jou geloof sonde se ondergang wees. Let your faith ruin sin. Laat jou geloof sonde se ondergang wees. Vers 36 en 7. Wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skadelik? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Gaan maar oor die waarde wat jy het aan jou siel, né? Wat sal jy gee? Wat sal jy toelaat dat dit jou siel kos? Die waarde van 'n mens se siel, né? Ons bid saam baie dankie Here vir die woord van môre. Ons vra vir kennis en wysheid en insig. Ons vra dat U woord in ons harte kom lê, dat dit my lewe oppas. Want die woord sê die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind. En Genesis praat met die woord en hy sê die sonde lê en loer vir jou, Here. Want hoe wil ons leef in geregtigheid en waarheid en in krag, terwyl ons begin voorbidding doen vir die uitstorting van die Heilige Gees, sodat daar geen ander rede kan wees behalwe my heiligheid en God se geregtigheid in my, dat ek vervul sal word met die Heilige Gees, sodat ek kan kragtig wees in die krag van die Here en in die krag van sy sterkte. Amen. Baie keer kyk ons na mense en baie keer sien ons hulle sonde, né? Dis eintlik waaroor die hele storie gaan. Nou sê mense, jy gaan hel oor daai sonde en daai sonde. Dit is nie eintlik 'n waarheid. Amen. Jy gaan nie hel oor jou sonde nie. Jy gaan hel oor jou ongeloof. As jy daar Handelinge lees, sê en hulle is diep getref in hulle harte. Toe vra hulle, wat moet ons doen? Wat het hulle geopenbaar? Jesus Christus, né? En as jy in hom glo, dan verander alles. So wat as nou Judas Iskariot se aksie gaan kyk, dan besef 'n mens, wat sien ons? Ons sien dat Jesus verloor, né? Het hom verraai. Wat sien ons verder? Hy het geld gekry. In die skrif sê hy, en hy het nie aangegaan oor die vrou wat tot die salfolie, maar omdat hy van die beurses gevat het, en hy die was, so daar het by onsself dat hy het van geld gehou, né? Maar wat was die hoofrede? Hoekom dink jy het hy by daai punt gekom? So die vraag bly heeltyd, wat het hom gebring om nie meer in Jesus te glo nie? Wat het hom gebring by die punt dat Jesus nie meer vir hom die Messias was nie? Want onthou jy sondig nie behalwe oor ongeloof. Want Judas het 'n begeerte gehad en daai begeerte was geld. Dat hy so ver sou gaan om dit te bekom, dat hy die waarde van sy lewe, Jesus sê, dis eintlik verskriklik, hy sê, ek gaan sterwe, maar weet daardie man, of daardie mens, hy maak 'n stelling, dat het liefst nie dat jy gebore moet word, maar hy is so gedryf in sy ongeloof, dat hy Jesus vir 30 sulke sondes verloor het, né? So wanneer jy mense kyk na die begeerte, sien ons daar in Genesis, kom die vyand al klaar en hy openbaar deur Eva die begeerte wat jy kan hê of ontwikkel, en dat jy kan voel dat God nie vir jou iets gaan doen nie. Want die vyand kom en hy praat met as jy hiervan eet, want God weet, hy sê, want God weet, jy is soos hy nie is. Wat gebeur daar? Nou voel sy dat die Here haar weerhou van kennis en wysheid, terwyl sy dit eintlik klaar het, né? Verstaan? En dat die begeerte so groot was, so nou kom jy terug, nou sê jy dit in jouself, wat het haar laat besluit om nie in God se vermoë te glo nie? Hoekom by 'n ander fontein gaan drink as wat jy by God kan drink? Dat jy so die waarde van jou siel, want wat was die prys wat sy betaal? Wat was die waarde van haar siel? 'n vrug. 'n vrug. En jy dink 'n vrug. Maar dit was die prys wat sy betaal het vir daardie aksie binne in haar lewe. Daarom 'n begeerte skep by jou daai verwagting dat God
iets van jou weerhou, of God nie vir jou voorsiening gaan maak nie, né? Dis daai ding wat dan ongeloof by jou begin skep. Want as daar ongeloof kom, dan begin daar sekere goed binne in jou lewe te manifesteer. As jy, kom ons vat nou by Judas. Dan kan ook jy gedink, hy wil graag dalk ryk gewees het. Hy wil gebrek, hy wil geld bring, baie trotsheid binne in jou hart, want ek kan dit koop, ek kan dit doen. Hy kon dalk in armoede groot geword, het geld vir my geweldige dryfveer was. Maar in al hierdie goed, het hy nie gedink dat Jesus vir hom voorsiening kan maak. Want dis waar die ongeloof dan inkom, nee. Dat jy dink dat God van jou goed weerhou. Daarin is daar sekere sonde reaksies wat by jou begin plaasvind, wat jy dink dat die Here weerhou geluk en vreugde en voorsienigheid jou. Dan kom daar 'n manifestasie. Want onthou net in die Romeine 14:23 sê, en as dit nie gedoen is deur geloof nie, want alles wat nie deur geloof is nie, is 'n sonde. Alles wat nie deur geloof plaasvind nie, is 'n sonde. Dit is geweldig, ek wil net vir jou sê, daarom moet ek en jy ons siele waak, nee. Dit is 'n geweldige ding wanneer jy in gevangenskap is. Sê nou maar jy is vandag gevangenskap in armoede, kom ons gaan daar. Daai armoede veroorsaak dat jy sal steel. Hoekom het jy dit? Want ek praat nou nie van 'n wêreld nie. Die wêreld self, hy gaan nie help oor sy sonde nie, hy gaan help oor sy ongeloof dat Jesus die Christus is. Dat Jesus nie hom wil red, of wat ook al hulle besluit. Die storie waar die veld en dan opdis, hoekom God nie goed is. Maar vir my en jou, nou leef jy in armoede, nou gaan dit nie met jou goed nie. Wat doen armoede? Wat gaan dit by jou koeie? Hy gaan begin jou werk, dat jy begin leuns vertel, en dit is deel van armoede. Arme mense het leuns, dit is baie keer deel van hulle werk, nee, hulle lief maklik, hoekom, want hulle wil jou leen, want hulle wil van jou eintlik steel, nee. Hulle wil eintlik 'n ding by jou skep, dat hulle in verlatendheid is. Maak eintlik dat God niks is nie, nee. So daarom moet ek en jy gaan kyk, dat daar nie 'n leemte wat daar is, en dit skep dan by jou 'n begeerte. Met ander woorde, sê nou maar, jy wil 'n kenning hê. Hoe ver sal jy gaan, dat mense jou moet herken, dat jy goed is, maar sê ons dat nou maar, popsterre en al die ouens, hoe ver gaan hulle vir erkentenis, to be acknowledged, nee? En kyk die pryse wat hulle betaal vir daardie erkentenis, nee? So gesê oor armoede, aangaan in Josua 7:21, vra die woord sê, en hy sê, en ek het 'n begeerte gehad, en wat het hy gekry? 'n serp, geld, en dit was die prys vir, nou in die vergen. Jy sien hoe werk het eindelijk, die prys van sy vrou se siel, prys van sy kinders se siel, prys van sy beeste en sy skaap, dis wat hy gevat het, nee. Want as jy gaan kyk, wat sê God, wat is toe die prys? Dit gaan nie oor die sonde nie, maar dat hy gevoel het, God kan nie vir hom voorsiening maak nie, oor sy ongeloof. Amen? Dat God nie 'n vermoë het om vir hom hierdie goed te kan gee. En dit kos sy hele familie, sy beeste, sy hond. Ok, ek is 'n hondenmens, so ek voel hom, ek sluit oor die hond. Wat het die hond nou? Oh nee, dit is so baie keer vrou, maar wat het die kind met dit te doen? Niks nie. Maar die prys, wat ek en jy soms dink ons gaan vrykom, oor ons nie glo dat die Here vir jou 'n wonderwerk kan doen nie, nee. Begin jy in sonde en gaan met die skep ding by jou binne in jou lewe. Die groot ding wat daar is, dat ek en jy soms moet kyk, wat is die waarde van jou siel? As jy nou sonde in jou lewe het, besef jy nie dat. Dis die waarde wat jy jou sonde, jou siel mee meet. Daai leuen, dit is die waarde wat jy meet. Daai ding wat jy steel, dis die waarde wat jy kyk en jy sê, en okay, dit is my siel se waarde. En dan net die duiwel ken my en jou, is dit nie? Dan kom hang hy 'n tag om jou, nee.
dat hy jou kom meet en sê, hierdie tyd sal maak, dat jy lief dalk, of jy steel, of jy vloek, doen 'n sonde, net, die begeerte, die ongeloof, wek by jou 'n sonde op. Hoor ek wat ek vir jou sê, jou begeerte en jou ongeloof, wek 'n begeerte van sonde by jou op. Dis nie dat jy rondslaan wat die issue is nie. Dis nie dat jy steel wat die issue is nie. Dis nie dat jy rook wat die issue is nie. Wat jy drink wat die issue is nie. Dis nie die issue nie. Die issue is jou ongeloof met God. Dat jy nie kan glo as 'n kind van God dat die Here vir jou wonderwerk kan doen nie. Dis hoekom ons sekere sonde doen. Dit was nie oor die daad nie. Dit was oor jou ongeloof. Dat jy nie God kan vertrou binne in hierdie saak. En dit is so. En baie keer jou begeerte en jou dryf op die sonde vat jou terug na jou verlede toe. Want nou kom jy in 'n krisis sê, ons was altyd arm, altyd moeilik. Niemand het vir my omgegee nie. Ons moet maar self gesukkel het. Verstaan jy hoe die vyand met jou werk? Want hy label jou. Dit wat jy mee besig is, dis die waarde hoe jou siel neem. Hierdie storie wat sy my vertel van awesome is, van hierdie meisie, sy was awesome, sy kon goed sing, né? En sy popster, girlkind, sy het 'n fenominale stem gehad. Sy kom toe by iemand uit wat haar plaat kan sny en promote. So, dit is die hele journey, sy baie keer met hulle praat, speel hulle altyd eers by die gigs, né? Eers net by waar die ouens sit, hy alleen met 'n gitaar, dan gaan hy elke Vrydag aan so op hierdie plek, elke Saterdag. So dis 'n lang proses voor jy nou erken word. Dit is die jare stories, luister. Of vanaf net 8 jaar is hy speel hy gitaar, hy speel trommel, of hy sing. So dis die hele lewensverhaal, né? So hierdie meisie kom en die ou sê toe sy's fenomenaal. Hy sê van daar is 'n lang roete, maar daar's 'n kort roete ook. Die kort roete sê hy van verkoop jou siel aan Satan. Maak met gesamentlike kontrak. Dis die vinnigste roete tot vyand. Sy kyk die liefde. In die volgende oomblik val sy op haar knieë. Sy sê, Here, vergeef vir my dat hulle dink my siel is koopbaar. Dat hulle nie U in my kon sien nie. Dat ek nie genoeg van Christus in my het. Dat hulle dink die waarde van my siel is roem nie. Vergeef vir my dat ek nie meer gebid het, meer gesoek het, nie aangesig. Dat hulle my wil kom meet om my siel te verkoop om roem te. Vergeef vir my dat ek nie genoeg van U deur my laat skyn. Waarom vanmôre vir jou vra? Die ongeloof in jou, dat God jou nie kan aanraak. Dan kan vanmôre ongeloof in jou wees, dat jy dink God kan jou nie groot maak nie. Dan kan vanmôre ongeloof in jou wees, dat jy dink God kan in jou behoefte voorsien nie. Jy kan dink dat God jou nie lief het nie. Vandaar die ongeloof maak dat die duiwel 'n tag op jou hand. Dis die sonde wat jy doen met die tag is dit nie? So nou moet jy jouself vra, hoe het ek hier gekom? Wat in my gee die vyand reg dat hy 'n tag op my sit, dat ek nou hierdie God wat vir my sê as ek bid sal ek ontvang, as ek soek na hom sal ek hom vind, nie die Here wat die hemel en aarde vir my sal oopskeur. Wat het met my gebeur dat ek die waarde van my God so minag dat ek my siel sal verkoop vir 'n bietjie roem? Amen. Here, vergeef my. Vergeef my. Judas,
deur sy ongeloof verloon hy Christus. Agam deur sy ongeloof dat God in sy behoefte kan voorsien. Eva wat alles het, glo iets dat God dit van haar weerhou. Kennis, wysheid, insig. So wat is die ding wat die vyand by jou werk of wil skep? En wat is 'n area van jou lewe vanmôre, kind van die Here? Die duiwel by jou dit in jou hart kom, en ek hou van as jy gaan lees oor die goed van Judas Iskariot, praat die woord, en die duiwel het klaar in sy hart kom lê. Wat in jou hart het die duiwel al kom lê? Dat jy dink as jy hierdie ding doen, jy maak so, jy verander die sake so, sal jy gaan vrykom. Wat is die ongeloof wat die duiwel jou in gevangenskap het? Omdat jou niks is waardevol vir God en behalwe jou siel. Amen. So meer, kyk wat by jou aangaan. Want wat se baat is dit? Ons bid vra vir die Heilige Gees, die Gees van die Here kom oor jou, maar jy los nie die goed nie, nee. Want onthou net, jy kyk na God en sê, Here, jy het eintlik 'n onvermoë om vir my voorsiening te maak. Here, ek bid, maar U hoor nie. Nou sal ek maar dit en dit begin doen in my lewe. Amen. Here, ek vra, maar U doen nie. Ek loop, maar U kom nie naby nie. Ek pleit by my, U doen nie. Here, ek het hierdie begeer, ek het hierdie dryf, maar U, Here, weerhou hierdie sukses, hierdie oorwinnings in my lewe. U weerhou dit. Verstaan hoe die vyand by jou werk, sodat jy naderhand dink dat die Here dit nie vir jou kan doen nie, en daar's ongeloof binne jou hart. Amen. Mag die Here U my vanmôre help, dat ek my sielse waarde met God weet en met niks anders te doen. Want hy bly die Here. En hy sê, as ek roep, sal ek vind, as ek klop, sal ek oopmaak. Amen. Van elke begeerte en behoefte ken hy van en hy weet van my en jou. Amen. Amen. Wat sê die woord? Hy sê, en wanneer hy kom, sal hy geloof by jou vind. Amen. Wanneer hy kom, sal hy geloof by jou vind. Amen. Sodat die vyand nie die goed van jou verlede en die goed van jou hede en die goed wat jy in die toekoms wil hê, by jou 'n prystag kom hang en sê, sy sal my verloon vir 'n vrug. Hy sal my verloon vir seks. Sy sal my verloon vir drugs. Hulle sal dit doen. Dit sal hulle meet vir die waarde van hulle siel. Daarom sê my tema vanmôre, dat jou geloof sonde in jou lewe sal oorwin, sal jou neem. Amen. Ons bid so baie dankie Here vir die genade, die goedheid, die goedertierendheid. Here, ons vra vanmôre, ek moet meer aan die waarde van my doen, want wat het dit U gekos? Dit het U bloed gekos vir my. Die waarde van my siel is die bloed van Jesus Christus. En dan soms dink ek kan dit sommer net verloor vir 'n stuk brood, of vir 'n vrug, of vir 'n bietjie van hierdie, of 'n leuen te vertel, om myself te skaar by mense, dat ek deel word van hulle. Here, vergewe ons. En wanneer die vyand weer na my aan toe kom, myself sal vra, het ek nie genoeg van God in my, dat hy hierdie ding om my lewe wil hang. Maar laat U meer word, soos die woord sê, en ons minder. Vrede en genade bid ons vir mekaar, dat die Here jou sal help, en die Here jou sal beskaar, en die Here jou sal ontvou, sodat die goedheid van God en sy guns en sy barmhartigheid jou deelagtig sal word in Jesus naam. Amen.